Goeiedag. Ons dink hierdie week aan al die wonderlike verskillende maniere wat ons as gelowiges saam kan bid. Ons is maar net so bedraad dat ons nie graag wil erken wanneer ons skuld aan iets het nie. Ons minimaliseer ons eie aandeel, ons verplaas die blame op iets of iemand anders, of ons ontken dit net bloot. Nehemia 9 skets in hierdie konteks 'n radikale prentjie. Hier is 'n hele volk wat nie hul foute probeer wegsteek nie, maar dit saam na God toe bring. Wat dit nog meer radikaal maak, is dat hulle nie net hul eie sonde bely nie, maar ook die van hulle voorvaders. Hulle verbind hulle self in gebed, dis nie net aan die ons wat saam met hulle in die kamer is nie, maar ook die ons wat hulle gebring het waar hulle is. Lees saam met my hierdie teks. Op die 24ste dag van die maand het die Israeliete vir 'n vasdag bymekaar gekom. Hulle het rouklere aangehad en daar was grond op hulle koppe. Die nakomelinge van Israel het hulle self afgeskei van alle nie-Israeliete en toe hulle plekke ingeneem en belydenis gedoen van hulle sonde en van die oortredinge van hulle voorvaders. Hulle het op hulle plekke bly staan en het 'n kwart dag lank voorgelees uit die wetboek van die Here, hulle God. Nog 'n kwart dag lank het hulle belydenis gedoen en voor die Here, hulle God, gebuig. Nehemia 9 vers 1 tot 3. So in vers 3 lees ons, hulle het op hulle plek bly staan, terwyl hulle 'n kwart van die dag gelees het uit die wet. En 'n ander kwart van die dag het hulle bely, dit is so lank om op een plek te bly staan. Hierdie mense het ure lank na God se woord geluister. God se woord was die maatstaf waarvolgens hulle lewens gemeet het. En hierdie oefening het hulle oë oopgemaak vir hoe ver hulle van God afgedwaal het. Nehemia 9 is 'n liturgiese oorvertelling van Israel se geskiedenis. Hulle onthou hulle eie storie, hulle hele storie, van Egipte tot ballingskap en erken presies waar hulle van God af weggedraai het. So wanneer ons saam met ander bid, is dit nie altyd maklik nie, en dit is ook nie altyd 'n gemaklike oefening nie. Ons word in gebed gedwing en gebring op 'n plek waar ons regtig eerlik voor God en mekaar staan. En 'n deel van daardie eerlikheid is om te onthou waar ons weggedraai het van God. Belydenis begin by onthou, want ons kan nie herken en herstel as ons nie selfs die donker dele van onsself en ons geskiedenis onthou nie. Maar vers 17 sê die volgende: Maar U is 'n God van vergifnis, genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde, wat ons herinner dat skuldbelydenis lei na versoening met God en mekaar. In die middel van hierdie lang belydenis kom 'n refrein van genade. Al het die volk oor en oor gefaal, antwoord God nie met veroordeling nie, maar met 'n vernuwing van sy verbond. Hy bevestig dat hy steeds homself aan sy mense verbind. Belydenis het dus nie 'n einddoel van skuldgevoelens nie. Dit bring genesing. Richard Foster sê in sy boek Prayer, Confession is a means of healing in the presence of another. We are reminded that we are not alone in our failures and that grace is real. As 'n geloofsfamilie saam bely, word ons herinner dat ons almal genade nodig het en dat daardie genade ons almal vry kan maak. In vers 38 lees ons, en hulle het 'n verbond gesluit om die Here se wet weer te gehoorsaam. Die punt van belydenis is nie net om spyt te wees nie, maar om 'n nuwe soort lewe te leef. Hierdie mense het na hul belydenis saam besluit om nuut te lewe en dit op skrif gestel. Belydenis word hier die poort
tot transformasie. So N.T. Wright beskryf bekering as 'n complete reorientation of life. Hierdie teks wys dat dit dikwels eers gebeur wanneer ons saam na God draai. Nederigheid is aansteeklik en belydenis skep 'n kultuur waar mense nie hoef voor te gee nie, maar waar hulle mag groei. Om saam te bely, kollektiewe belydenis, vorm ons as nederige en heilige mense, 'n nederige en heilige gemeenskap. So wanneer jy saam met ander kom om te bid, probeer hierdie gebed. Skep ruimte in jou klein groep of jou huishouding vir so 'n gebed van waarheid. Skep 'n veilige spasie waar jy kan deel, waar jy elkeen afgedraai het of weggedwaal het van die Here. Daar kan jy sommer Psalm 51 saam lees en die woord ek vervang met ons. Mag ons braaf genoeg wees om individueel, maar ook saam met ander, broos en eg te wees voor die Here.